Hallo daar. Ons kyk vandag na graad 7 lewenswetenskappe en ons gaan aan waar ons opgehou het met angiosperme. Okay, so hier aan die begin het ek net gou weer hierdie opgesom sodat jy weet nou waar is ons nou weer. Okay, so ons het die ryke gehad en die 5 ryke was Monera, Protista, Fungi, plante en diere. En ons is nou besig met die planteryk. En in die planteryk het ons nou verdere afdelings gehad. Ons het gehad mosse en varings en onthou hulle maak spore. En dan het ons gehad gymnosperm wat keelplante is en angiosperme wat blomplante is. So dis waar ons nou is met die angiosperme. En dan het ons hulle verder geklassifiseer en gesê die angiosperme kan ons monokotiel of dikotiel hê. So monokotiel is as dit een saadlop het, soos mono soos 'n mielie, en dikotiel is as dit soos 'n boontjie is wat 2 saadloppe het. En dis waar ons nou is. So hierdie blom hier voor ons is 'n plant wat 'n angiosperme is wat 'n dikotiele saad het. So, kom ons kyk nou na al die dele van hierdie plant. So ons het blare hieronder en ons het blare hierbo. So die groen blare is die kelkblare. So dink nou aan dit soos 'n kelkie wat die hele ding so vashou. En dis die groen blare onder. En dan die gekleurde blare is die kroonblare. So dink aan dis is 'n kroon wat hy dra. Die blomprinses met haar kroon, wat pink is natuurlik. So hier het ek die blare en ons het kelkblare wat groen is. Hulle sit aan die onderkant en so hulle is onder die kroonblare en wat hulle doel is hulle beskerm die vrugbeginsel. So hierdie deel hieronder is die vrugbeginsel. En dan het ons die kroonblare. So die kroonblare is helder kleure want dit moet insekte lok. En ons sê spesifiek insekte omdat voëls nie regtig kleur kan sien nie. Die enigste kleur wat voëls regtig mooi kan sien is rooi en oranje. So die gekleurde, die helder kleure is spesifiek vir insekte. Okay, dan het ons gesê 'n dikotiele blom het manlike dele en vroulike dele op dieselfde blom. So kom ons kyk eers na die manlike deel. So dit is die manlike meeldraad. En die mannetjie dra 'n helm. So dit is die helmdraad en die helmknop. Goed. So hier het ek dit opgesom. Die manlike dele is die meeldrade. En dit is die een met die helm. So dis die helmdraad wat die helmknop dra en dan die helmknop het die stuifmeelkorrels. So stuifmeel en jy is welkom soos ek altyd sê om die langwoorde op te breek want spelling tel nie in lewenswetenskap nie. Stuifmeelkorrels. En dit is waar die spermselle is. So dit is die manlike deel. Dan die vroulike deel van die plant is die stamper. So die stamper is hierdie hele ding. En dit bestaan uit die stempel bo, die styl, want die meisie het mos styl, en dan is die vrugbeginsel hieronder. So, kom ons kyk gou. Ons het ek hou nie daarvan as dit omval op 'n ander bladsy nie, laat ek dit net gou so maak. Daar sy. So die vroulike deel is die stamper. Dis hoekom die mannetjie 'n helm nodig het, want die vroutjie wil hom heeltyd stamp. Sodat hulle nie kop stamp nie.
So die stempel vang die stuifmeel op. So die stuifmeel kom en dan, ek sien nou net, ek het nog hier daai knoppie aan, daar's hy weg, dit lyk beter. Die stempel vang die stuifmeel op. En dan het ons die styl, en die styl is die buis wat afgaan tot by die vrugbeginsel. So die stuifmeelbuis, en ons kan hom ook opbreek as jy wil, stuifmeelbuis is binne in die styl. Kom ek skryf dit daarby. Binne in die styl. En so die stuifmeel val hier, en wanneer dit die regte stuifmeel is, want dit moet van dieselfde spesie wees, en ek gaan dit nog baie keer sê vandag. So, as die stuifmeel val op die stempel, dan maak daai buisie oop. So dan vorm daai stuifmeelbuisie. En daai stuifmeelbuisie vat dan die stuifmeel reg onder tot hier by die vrugbeginsel. En dan is die vrugbeginsel, is soos wat die naam sê, dit is waar die vrug begin. En dit is waar die ova is. So ova is maar net 'n Latynse woord vir eier. So dit is die eierselle. Hierdie deel, die saadknop, is binne in die vrugbeginsel waar die saad self is. So saadknop is binne die, binne die vrugbeginsel. Goed, dit is die dele van die plant. Van die angiosperme blom. So, wat ek wil hê jy moet doen, soos wat ek weer en weer sê en gaan sê, is kry vir jouself die prentjie in jou kop. En dan dink jy, goed, watter deel doen wat? En soos wat ons aangaan in hierdie beskryf, gaan ons meer prentjies bysit. En as jy die prentjie kan onthou, dan kan jy basies net beskryf wat gebeur op die prentjie. Wat dit makliker maak as om net 'n klomp random woorde te onthou, veral met biologie. Want in biologie of lewenswetenskap is daar vreeslik baie nuwe woorde. So die volgende deel is die bestuiving. So bestuiving se definisie is wanneer ryp stuifmeel van die helmknop na die ryp stempel van dieselfde spesie beweeg. So die belangrike deel hier, dit is die stuifmeel op die stamper, die stuifmeel op die stempel. So, die stuifmeel kom van die helmknop af en dan land dit op die stempel. Maar die belangrike ding is ook dat dit dieselfde spesie moet wees. Want as dit nie dieselfde spesie is nie, dan so, ons onthou dat elke plant is aangepas vir 'n spesifieke bestuiwer. So, bestuiving is die proses wat gebeur. Die stuifmeel gaan land op die stempel. Spesifieke spesie. 'n Bestuiwer is die wind of die water of die insek. Hoe kom daardie stuifmeel tot by daardie stempel? Dit is wat die bestuiwer doen. Kyk, so ons het hierso 5 verskillendes. Ons het wind en water en insekte en voëls en vleermuise. Okay, so die wind. So ons kyk nou hoe is dit aangepas. So as dit op die wind waai, hierdie stuifmeel, dan het dit nie nodig om 'n reuk te hê nie, want daar's niks diere wat dit hoef te ruik nie.
Dit hoef ook nie nektar te hê nie, want niks gaan dit kan ruik en sê, daar's 'n blommetjie nie. So wat ons wil hê, is dat die wind moet kan uitkom by daai helmknoppe. So wat dan gebeur, is die helmknoppe hang af, en hulle steek uit. En die stuifmeel moet klein en lig wees, sodat dit op die wind kan waai. En die stempels moet ook uitsteek. Want as die wind nou hier kom, dan moet dit daar gaan vassit. So die belangrike ding by wind is, dink nou aan, hoe gaan die wind hierby uitkom? Dit moet uitsteek, en as dit wil waai op die wind, moet dit lig en klein wees. Okay, dan die volgende een is water. So, baie waterplante het afsonderlike manlike en vroulike blomme. So dis nie soos hierdie een waar ons die mandele en die vroudele op dieselfde blom het nie. Dis een blom vir 'n mannetjie en een blom vir 'n vroutjie. En dit, dan is die stuifmeeldrade dryf op die water, sodat dit van die helmknop af op die water kan dryf. En dan is die stamper buig bo oor die water, sodat dit die stuifmeel kan opvang wat op die water dryf. En dan is ander blomme se bestuivers is insekte. So nou, die insekte moet kan sien waar die blomme is, en hulle moet kan ruik waar die blomme is. En hulle moet 'n rede hê om na die blom toe te gaan. So hoekom gaan hulle na die blom toe? Want daar's soet nektar wat hulle eet. Hoe weet hulle die blom is daar? Want dit ruik lekker, en die blomme is helder, so hulle kan dit mooi maklik raak sien en ruik. En dan gaan eet hulle daai nektar, soos bye. En dan as hulle daar gaan sit, dan raak die helmknoppe raak aan hulle lyf. En dan hak dit daar vas. En dan vlieg hy na die volgende blommetjie toe, en soos hy daar gaan sit, dan val die stuifmeelkorrels plak vas aan die stamper. So, die stuifmeelkorrels moet groot wees, en dit moet swaar wees, sodat dit kan vashak aan die dier, aan die insek. So dit is soos motte en skoenlappers en bye en so. En dan moet die stampers taai wees, want anders gaan die stuifmeelkorrels afval en hulle gaan nie daaraan plak nie. So sit vir jouself 'n prentjie van 'n by in jou kop en dink, hoe gaan hierdie stuifmeel aan hierdie by vassit? Okay, dan het ons voëls. So voëls is ook bestuivers. Insekte is die meeste blomme word deur insekte bestuif. So met die voëls, kan nie die kleur mooi sien nie. So die blomme is gewoonlik groot en hulle is gewoonlik rooi of hulle het nie 'n kleur nie. Want die voëls kan dit in elk geval nie sien nie. Ek wil net so ongekleur. Okay, my ding wil nie sien, dis 'n woord nie. So, dit het nie kleur nie, of dis rooi of oranje, sodat die voëls dit kan raak sien. So baie keer is hierdie boom ook so in buise. Ek weet nie of jy al 'n alwynse blom gesien het nie. Of dis so 'n buisblommetjie en dan steek die voeltjie sy bekkie so diep binne-in. En dan gaan sit die stuifmeel op hulle vas en dan plak dit weer vas aan die stamper. En vlermuise bestuif ook blomme. So mense kry verskillende tipes vlermuise en van hulle eet ook nektar van die blomme. So hulle bestuif in die aand natuurlik. So as jy in die aand na rooi blom kyk, gaan jy hom nie so mooi kan sien soos 'n ligte blom nie. So die blomme is gewoonlik soet sodat hulle dit kan ruik en dis wit of geel sodat hulle dit in die donker nag die blomme kan raak sien.
So dit is hoe vind bestuiving plaas? So basies, hoe kom die stuifmeel van die helmknop af tot by die stempel van dieselfde spesies? Nou, hoekom het ons bestuivers nodig? Wat is die rol van hierdie bestuivers? Hulle dra die stuifmeel van die een blom tot by die ander blom. Obvious. So wat gebeur dan? As ons nie bestuivers het nie, dan gaan bestuiving nie plaasvind nie. So as daar niemand is as daar niks is wat die stuifmeelkorrels dra nie, dan gaan ons nie bestuiving kry nie. Wat gaan dit beteken? Dit beteken dat daar gaan nie sade of vrugte wees nie. En as daar nie sade of vrugte is nie, dan beteken dit dat daar gaan nie kos wees vir die mense en die diere wat dit wil eet nie. Dit gaan ook beteken dat daar is nie saad nie. Met ander woorde, daar is nie nuwe plante wat groei nie. So bestuivers is baie belangrik om vir ons en vir diere kos te maak, met die sade en die vrugte, maar ook sodat nuwe plante weer kan groei. So as mens gif sit wat plaae doodmaak, so hierdie is, so dis 'n plaag, 1 plaag, 2 plaae, dan kan dit ook die bestuivers doodmaak. So mens moet versigtig wees wanneer jy gif gooi, sodat dit nie die nuttige diere ook doodmaak nie. So, ek gaan die video nou daar los. Dit was die plantryk angiosperme van die dikotile plant en al sy dele en dan ook die rol van bestuiving. En dan sien ek jou in die volgende video weer.